Sentrale idee met die reeks Allesbehalwe Gemiddeld is dat niemand van ons streef om maar net gemiddeld te wees nie. Jy wil nie 'n gemiddelde ouer wees nie, of 'n gemiddelde werker, of 'n gemiddelde besigheid hê nie. Nou vandag gaan ons kyk na die spanning tussen nou en later. Uitgestelde bevrediging teenoor kitsbevrediging, of soos die Engelsman dit sê, delayed gratification versus instant gratification. Nou delayed gratification, jy sal saam met my stem, dis eintlik oudmodies. Ons leef in 'n moderne era waar alles kits en instant is, en ek soek dit nou vinnig. Alle produkte en dienslewering gaan oor gerief, dit gaan oor kits. Dis hoekom ons kredietkaarte het. Ek kan dit nog nie bekostig nie, maar ek soek dit nou, want ek kan nie wag nie. Dis hoekom ons fast food restaurante het, kits kos, internet en slimfone. Ons wil dit nou hê, nou eet, nou weet, kits, nou is 'n prioriteit in ons kultuur, maar hier's die probleem. Ons kitsbevrediging kom met 'n prys. Wanneer ons net leef om ons begeertes onmiddellik te bevredig, doen ons dit gewoonlik ten koste van iets waardevols later. Daarom hierdie spanning tussen nou en later. Nou kyk hier op die skerm, hierdie is 'n kitsbevrediging kurwe. Dit begin onder baie geleidelik. Ek fokus om my onmiddellike behoeftes te bevredig. Dis nou die nou goeters. En aanvanklik is dit bevredigend en ek voel goed sonder dat daar enige groot probleem is, maar met tyd gaan hierdie kurwe op en my leefstyl van onmiddellike bevrediging, hierdie instant gratification. En nou kitsgenot begin stadig maar seker probleme te veroorsaak. Party van ons het finansiële probleme beleef as gevolg hiervan. Jy moes daai ding nou koop en jy het gehoop jy sal dit later kan bekostig, of verhoudingsprobleme en jy het hierdie begeerte gehad, jy wou in die oomblik dit doen, iets wat jy moes voorgewag het, jou lus het so gebrand in die oomblik en toe kos dit jou verhouding later 'n duur prys. Dalk was dit jou loopbaan, jy het in die oomblik beklei en jy het daai argument gewen, maar jy het nie regtig omgegee oor die mense rondom jou nie, jy het nie hulle in ag geneem nie en dit het jou verhoudings met hulle gekos. Hoe meer jy fokus op jou onmiddellike begeertes om dit te bevredig, hoe meer word jou persoonlike probleme ook. Hoekom werk dit altyd so? Want gemiddeld is om net te fokus op die nou en nie regtig om te gee oor die later nie. Dis wat ons almal doen. Dis die maklike ding om te doen. Die breë pad, maar Jesus konfronteer dit en daag my en jou uit om alsbehalwe gemiddelde mense te wees. Nou kom ons lees Jesus se woorde hier in Matteus 6. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. So hy praat hier oor die aarde. Die aarde gaan oor die nou, onmiddellike bevrediging. Dis al die goed wat ons so vurig wil koop. Ek moet dit nou hê. En dan oor 'n jaar word jy wakker en wonder, maar hoekom het ek soveel geld spandeer aan iets wat nou oud is, wat outdated is? Daar's nou 'n nuwer en 'n vinniger een. Jou lewe draai om hierdie goed wat jy nou moet hê, maar Jesus se punt is, dis die goed waaroor jy so obsessief was en dit was net tydelik. Dit kom en gaan. Jy breek jou kop daaroor, jou bankrekening, maar dit gaan binnekort geen waarde meer hê nie. Kom ons lees verder, vers 20. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. So nou skakel hy oor van die aarde na die hemel toe. Hy sê, die hemel gaan oor later. Belê in die goed wat regtig saak maak, wat 'n ewigheidswaarde het. Daar's nie so baie van hierdie skatte nie, julle. Die belangrikste goed in ons lewe is baie keer onsigbare goed. Die goed wat ons vanselfsprekend aanvaar en afskeep. Hy sê belê in hemelse goed. Dit kan nie weggevat word nie, want dit het ewigheidswaarde. Kom ons lees vers 21. Hy sê, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Nou, jou skat. Waar is jou skat? Kan ek jou vra,
waar jy jou geld spandeer, waar jy jou tyd spandeer, waar jy jou energie spandeer, is wat jou skatte is. Dis 'n indikasie van waar jou hart is. As jy wil weet waar jou hart regtig is, kyk na jou bankrekening, jou dagboek, waar jy die meeste van jou tyd spandeer, en dit verklap ook waar jou hart regtig is. Die rede hoekom dit belangrik is om van tyd tot tyd stil te word en hierdie vrae te vra, is omdat ons in 'n samelewing leef waar al wat 'n produk probeer om jou onmiddellike begeerte te bevredig. Kitsgeluk, nou, goed wat jou gelukkig maak vir 'n oomblik, maar is nie blywend nie en jy weet dit. Nou, kom ons verander ons benadering. Kom ons leer om te wag, om te belê in later, om die kitsgeluk nou op te offer vir iets beter later. Kom ons lees verder. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, dit beteken gesond is, vrygewig is, sal jou hele liggaam ook verlig wees. Ons sien hierdie goed wat ons nou en onmiddellik wil hê met ons oog. Ons moenie dat al hierdie goed wat ons so graag wil hê, ons verblind nie. Behou 'n gesonde perspektief en vind ware lewe. Dis waarna toe ons uitnooi. Vers 23 sê die volgende: maar as jou oog verkeerd is, dis nou ongesond is, selfsugtig is, gierig is, sal jou hele liggaam ook donker wees. Hy sê wanneer ons toelaat dat al hierdie goed wat ons nou moet hê, ons lewe consume, gaan ons in 'n donker plek opeindig. Dis die kurwe wat opgaan en jou persoonlike probleme veroorsaak. En dan kom hy by vers 24, hy sê die volgende: niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Dis die spanning tussen nou en later. Jy kies om 'n ingesteldheid te hê om te fokus op later, of jy lewe net vir die volgende lekker oomblik om jou genot te gee. En dan sluit hy hierdie gedeelte so af. Hy sê, julle kan nie God en Mammon, wie's Mammon? Mammon is geld en goed. Hy sê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Nou, ons wil graag nou genot en later 'n wonderlike lewe hê. Maar die waarheid is, jy gaan nie een moet kies ten koste van die ander. Jy kan nie beide hê nie. Wat ek agtergekom het is dat alsbehalwe gemiddelde mense lewe vir later. Dis gemiddeld om te lewe van die een kitsgeluk tot die volgende. Dis gemiddeld om jou te laat consume met die goeders en te dink, dis die ultimate. Alsbehalwe gemiddelde mense verstaan om te wag vir iets beter. Dis om te verstaan dat die nou kitsgenot gaan jou nooit bring na 'n beter lewe toe nie. Kan ek jou vra, waar is jou skatte? Waar spandeer jy meeste van jou energie? Wat is jou hoogste prioriteit in hierdie lewe? Kan ek jou vra, wat is jou groot fokus op hierdie aarde? En dan laastens, kan ek jou vra, wie dien jy? Nou, hierdie derde vraag van, wie dien jy? Ek dink meeste van ons sal antwoord, maar luister jy, ek dien die Here. Ek dien God. Dis vir my die belangrikste. Natuurlik sal ons dit wil sê, maar as ons skatte en fokus op die verkeerde plek is, dien ons eintlik net onsself en ons eie koninkryk. Luister gou mooi vir my. Die Here wil iets meer vir jou hê as om net te leef van die een genot oomblik tot die volgende een. Hy wil hê ons moet leef vir later, want daar is iets beter, nie net later soos in eendag in die hemel nie, nee, elke oomblik wat ons in die onmiddellike genot opoffer, is 'n belegging vir later, 'n beter finansiële stand, 'n beter loopbaan, 'n beter verhouding. Lewe als behalwe gemiddeld. Ek wil jou uitnooi om nou die vrae te hanteer en lekker saam te gesels en dan om na die tyd vir mekaar te bid.